Hi, hierdie is dag 5 in ons Each One Reach One reeks en ek hoop dat jy 'n amazing week sover gehad met elkeen van hierdie boodskappe wat ons deur hierdie week gewerk het. Natuurlik is ons besig met iets wat hier in ons harte kom brand en ek wil bietjie met jou gesels vandag oor 'n vuur. In September verlede jaar, ongeveer 6 maande gelede, het daar 'n vonkie die veld aan die brand gesteek, net hier naby ons in Kameeldrif. Wat dit was, 'n sigaretstompie by 'n kar se venster uit of 'n elektriese draad wat 'n kortsluiting veroorsaak het in die veld, dit weet ons nie, maar die effek daarvan het ons gesien. Want 13 huise en ongeveer totaal van 18 strukture het heeltemal afgebrand nadat hierdie vonkie met 'n haastige wind so aangevuur was dat mense dit nie kon keer nie. En soveel mense het binne 'n bestek van 'n baie kort tyd, 'n paar ure, alles verloor, hulle huise verloor, alles wat daarin was. En John en Williana Simons was van die mense, ons Doxadeo Global Leaders, wat hulle eie huis heeltemal verloor het. En ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie konsep vandag van 'n vuur en van 'n vonkie. In Handelinge 6 is daar hierdie eerste disippels, en van hulle was jong manne wat vol van die Gees en van krag was. En daar's hierdie getuienis in Handelinge 6 van 'n man met die naam van Stefanus, wat kragtige werk gedoen het en getuig het, hierdie goeie nuus van die hart van die Vader, en uitgekom het, in mense se harte aangeraak het. En daar was ouens gewees wat nie hiervan gehou het nie. En hulle het hom voor die Joodse raad gesleep met hierdie leuen dat hy godlasterlik gepraat het. So die raad wou nou by hierdie ou weet, wat is hierdie goed wat jy van praat? En hy begin by Abraham en hy lê vir hulle die woord uit tot by Salomo se tempel. En hy vat hulle aan, hierdie geestelike leiers wat nie, ek noem dit nou geestelike leiers, hierdie Joodse leiers wat nie, wat die Heilige Gees weerstaan het. En hy vat hulle aan en hulle raak so kwaad vir hom dat hulle besluit dat hulle gaan hom stenig, hulle gaan hom doodmaak en hulle sleep hom uit die stad uit, en hulle stenig hom, en terwyl hulle hierdie jong man met klippe doodgooi, val hy op sy knieë neer, en hy sê vir die Here, Here, reken hulle nie hierdie sonde toe nie. En is dit nie asof ons in hierdie woorde hoor ons Jesus se woorde aan die kruis, wat sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis asof hierdie vuur wat in Jesus se hart gebrand het, oorgegaan het op hierdie jong man, en ons tel dieselfde hart op hierdie hart van die Vader, wat nie sondaars hulle sonde toereken nie. Hy is toe dood, maar hierdie dood van hom het iets baie besonders laat gebeur. Want jy sien, sy vyande het natuurlik gedink, die vyande egter van die kerk en van hierdie beweging wat Jesus begin het gedink, hulle het veld gewen. Hulle is actually besig om nou iets reg te kry, want hierna het nog verdere doodmaak gevolg en 'n klomp goed wat daar in Jerusalem gebeur het. Maar een van die goed wat gebeur het, lees ek graag vir jou in Handelinge 8. Want in Handelinge 8 vers 1 tel ons iets op wat ons weet begin het in Handelinge 1 vers 8, waar Jesus gesê het, en as die Heilige Gees op julle kom, sal julle my getuies wees, né? Julle onthou ons boodskap so 'n paar dae gelede. En hier in Handelinge 8 vers 1 sien ons, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En dan sê dit in vers 4, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Jy sien, hierdie vyande van die Here het gedink dat hulle is besig om 'n impak te maak en dat hulle hierdie kerk wat ontstaan het vernietig. Maar eintlik het hulle 'n vonkie gebeur wat 'n vuur laat ontstaan het wat oor die hele wêreld versprei het. En dit aansluit by Jesus en bevestig eintlik Jesus se woorde as ons gaan kyk na Lukas 12 vers 49. Hy sê, ek het gekom om 'n vuur op die aarde te werp en hoe wens ek dat dit al aangesteek was. En hierdie vuur natuurlik is die vuur van die Heilige Gees. Johannes het gepraat van hy wat kom sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, en is hierdie vuur wat in die harte brand van hulle wat Jesus volg. En ek en jy het hierdie vuur in ons met die Heilige Gees wat in ons lewe is, en oral waar ons kom, raak ons mense se lewens aan met hierdie vuur. Bring ons die vonkies wat die Here wil kom gebruik om harte aan te steek, wat saam met hom in 'n lewende, 'n warm verhouding leef. En ons is 'n familie op missie, wanneer ons hierdie vuur uitvat na die wêreld elke dag. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vrae deur te werk.